Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak en by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Dit skryf Jakobus vir ons in vers 2 van hoofstuk 3. En hy ontbloot 'n algemene waarheid oor die mens, dat elkeen van ons van tyd tot tyd dinge sê wat ons self beter laat lyk, my ego groter laat lyk, of ons sê iets wat 'n halwe waarheid is, of ons is in 'n debat met iemand en ons wil die argument wen en sal die verhouding prys gee, sodat my standpunt gehoor kan word of selfs kan wen. Sosiale media is ryp met die soort denke, maar Jakobus help ons om altyd eers die bekentenis te maak. Ek struikel dikwels in wat ek sê. Ek wys eers die vinger na my eie woorde toe, voordat ek van daardie mense praat. Jakobus let ons daarop om nie te begin by die ander mense wat altyd struikel in wat hulle sê nie, die ander wat altyd skinder, die ander wat altyd hard is op mekaar, die anders wat altyd op sosiale media beklei. Hy begin by die bekentenis. Ek struikel, ons almal struikel, selfs goedbedoelde gelowiges, met die beste intensies en met die vroomste intensies. Selfs hulle skiet kort om altyd op te tree, soos wat God het van 'n kind van hom behaag. En om ten volle mens te wees, is om ook te besef, hier diep binne in my, is daar woorde, daar is denke, daar is sêgoed, wat my lewe kan verwoes, as ek nie met wysheid omgaan in dit wat ek sê nie. Dis hoekom ek die ingesteldheid aanneem, voordat ek ander mense se woorde wil ontleed, en hulle probeer uitvang in wat hulle sê, of hulle probeer oortuig, hulle tegnies 'n fout gemaak, ek vra dan myself eers af. Hoe sou mense na my kyk, as hulle die woorde in my hart kan sien? Sou hulle sien, ek eer God met my lippe, maar my hart is ver van hom af? Of sou hulle sien, ek soek eers die balk in my eie oog, voor ek die splinter in iemand ander se oog raak sien? In die perspektief van eers binne toe kyk, voor ek woorde na buite toe uiter, dit gebeur alleenlik, wanneer ek elke oggend opstaan met die erkenning. Ek struikel in wat ek sê. Ek struikel gereeld in wat ek sê, en daarom bid ek vandag, net vir vandag, Here, help my vandag, om nie eers te probeer fout vind in ander mense se woorde nie, maar my eie woorde onder u vergrootglas te plaas, en wysheid toe te pas, in hoe ek na ander mense luister. Mag die lewende God jou vandag lei, om te wees, ten volle mens te wees, as iemand wat gereeld sy woorde tel.